Goeiemôre julle. Ek wil 'n bietjie aangaan met julle deel die goed wat ek ontdek het op my journey van wat is ons afgode? Hoe erken ons afgode, die afgode in ons lewens, as ook die maniere of hoe ons ontslaa raak van hierdie afgode. So, ek het bietjie begin praat oor die maniere hoe ons kan erken dat wat ons afgode is, en ek het gepraat oor dis die goed wat vir ons slapelose nagte gee. Gewoonlik is dit ons afgode, ons idols. Dit is die goed wat vir waar ons krag vandaan kry in plaas van by God se voete. Dis die goed wat ons op staat maak, of die mense waarop ons staat maak, in plaas van God, die Heilige Gees, Jesus. En ek het ook 'n bietjie gejourney hoe in ons eie lewens wat die Here in tye van hardships wat hy ons afgode exposed het. Ek praat met 'n baie goeie vriendin, geestesvriendin van my, so 2 dae terug, en sy sê vir my, hulle het onlangs getrek hier uit Nelspruit uit Kaap toe, en sy sê vir my, Michelle, ons is nou slegter af finansiëel as wat ons was toe ons in Nelspruit gebly het. Sy sê, maar ons het so 'n absolute vrede. Ons sien God se hand in alles, want hulle moes alles oorgegee het in God se hande. En sy sê, ons sien God se hand in alles. Hoe die Here net voorsien op onbeplande plekke, waar die Here net intree en daar is vir hulle. En sy sê, dit gee ons soveel vrede. Ons het soveel bonatuurlike hemelse vrede, geestesvrede. En dit bring my weer wat ek gesê het van, wanneer ons op 'n plek kom waar ons totaal en al afhanklik is van die Here, vind daar 'n losmaking plaas. Dis freeing. Want dit maak ons los van die goed van die wêreld waarin ons so vasklou, waar ons waarin ons erkenning vandaan kry, waarin ons identiteit vandaan kry. Want dis die wêreld wat ons vir onsself geskep het. In plaas van om te sê, weet jy wat, ek gaan nie aan hierdie goed vasklou nie. Ek gaan nie in hierdie goed vaskyk nie. Ek wil niks van hierdie wêreld hê nie. Want dit steel wat God ons geskape het. Dit steel van ons elke dag sonder dat ons dit besef. So, die rede hoekom ek sê, dit is 'n losmaking wat plaasvind, is, want die oomblik, wanneer ons afgode expose word, en ons daardie afgode begin raak sien, is wanneer God kan intree. Nou kan hy daardie afgode uit ons lewens uit verwyder. Die oomblik wanneer ons dit begin raak sien. En ons almal het afgode, julle, ons almal. Nou kan die Heilige Gees begin intree. Onthou dis Bybels, soos ek vir julle nou gesê het in Exodus 32 en 33, waar die Here gesê het, dis is jou kinders, waar hy vir Moses gesê het, it's your people. En hy het homself verwyder en Moses moes toe nou pleit. So alles wat in die lewe, waarop jy meer vertrou as op God, is jou afgode. Alles wat, of enige iemand by wie jy jou krag kry, behalwe van God af, is jou afgode. Ek het so ruk terug met een van my tannies gepraat, wat kanker gehad het, erge kanker.
soos die mense sê, sy het by die dood omgedraai. En ek het vir haar gevra, my tannie, sê net vir my jou perspektief, gee vir my jou perspektief van, ek wil weet, hoe jy gelewe het, voordat jy kanker gekry het, en hoe jy begin lewe het, nadat jy die kanker toe nou oorleef het, hoe jou perspektief verander het, wat vir jou belangrik was, maar nou is, teenoor wat nou vir jou belangrik is. En, ja, sy sê, die kanker het haar perspektief, wat 'n mens kan dink, die kanker het haar perspektief heeltemal verander, van die goed waarmee sy haarself nou besig hou. Mens sit jouself in daai skoene. Jy is totaal en al afhanklik van die Here, want net hy kan jou genees. Die dokters het vir haar gesê, ons kan niks meer vir jou doen nie, en net die Here kan haar. Sy was totaal en al afhanklik van die Here. Ja, en sy sê, die manier hoe sy mense sien, is een van die grootste goed wat belangrik, wat vir haar verander het. Sy het nou meer deernis en geduld met ander mense. As daar 'n gebedsversoek is sy die eerste een om saam te bid. Sy sê, sy het altyd gesê, ja, is reg, ek gaan saam met jou bid, maar nooit dit gedoen nie. Dit was net lippetaal. Sy sê, nou bid sy. Sy bid, want sy weet hoeveel krag daar in gebed is, want sy is losgemaak van haar wêreldse denke. Sy fokus, baie kere sal sy haarself net onttrek van mense. Veral mense wat so geconsume is met die wêreldse dinge en wêreldse perspektief, sy onttrek haarself van dit en sy sê, sy voel nie skuldig daaroor nie, sy hoef ook nie haarself te verduidelik nie. Sy het vrede daarmee. En sy spandeer baie meer tyd saam met die Here, wat sy die Here aktief gaan uitsoek en by sy voete uitkom en fokus op die goed wat vir die Here belangrik is. Ja, en dit het my net weer eens besef van hoe ons onsself vul of probeer vul met wêreldse dinge, hoe ek lyk, hoe ek praat, wat se kar ek ry, wie my vriende is, waar ek bly, waar ek vakansie hou. Daar was 'n onderhoud gewees van op een van die universiteite wat Charlie Kirk, hy het mos so daarvan gehou om met die jong mense te gaan praat op die universiteite. En die een ou het na hom toe gekom en gesê, ek is nou jong getroud en ek wil net weet wat is jou advies vir ons as jong getroudes. En hy het 'n klomp goed opgeneem, maar een van die goed wat vir my uitgestaan het, het hy gesê, do not covet holidays or the places that you go on holiday. Moenie laat te sê, don't let it become your idols. En dit was my powerful. Dit dink ek, daar is soveel dinge wat ons kan, soos die Engels sê, covet, wat ons weet oor praat en oor wat ons jeun voor, ek moet oorsee se vakansie gaan hê, of ek moet daar gaan, ek moes daar gaan. En dit kan ons afgode begin raak, dit kan begin ons perspektief raak, en as ek maar net dink hoeveel arme mense daar is in ons land, en hoeveel mense swaar kry, en hoeveel mense behoefte het, maar daar is nooit genoeg vir my en jou nie. Ons het nooit genoeg nie, ons is nooit tevrede met wat ons het nie. Ons wil altyd meer hê, ons wil altyd insamel, versamel. En daar is 'n skrif in die woord wat sê, dit wat jy op aarde bymekaar gemaak het, gaan na die mense om jou. So jy moet maar weet, dit wat jy bymekaar maak, jou kinders gaan nie net noodwendig van daai goed hou nie, so dit gaan vir ander mense gegee word. Jou kinders gaan nie dalk dieselfde voel oor al die aardse goedjies wat jy bymekaar gemaak het, en hulle gaan ander mense bless met dit. Dit is skrif, ek kan dit maar gaan lees. So ja, julle, dit is my vandag se stukkie in kort.
ons moet begin aktief bid, dat die Here vir ons afgode kan wys, die goed wat ons onsself mee besig hou. Soos ek al voorheen gesê het, sit jouself in 'n plek waar jy terugdink aan 'n tyd waar dit net jy en die Here was, waar jy op jou laagste was, waar jy voor die Here gehuil het, voor sy voete gehuil het, en besef het, wie is jou vriende? Wie is jou geestesvriende wat jou arms bo hou in tye van swaar kry? Wie is daar om met jou te kan praat en jou te challenge? En nie net altyd met jou saamstem nie, maar vir jou sê, ek stem nie met jou saam nie, dit waarmee jy self besig hou is verkeerd. Ons kort sulke mense in ons lewens, want dit maak ons los, dit challenge ons gedagtes, dit hou ons nederig, dit expose ons afgode. My geestesvriende is vir my van die belangrikste mense wat met my reguit praat, en my thought pattern, a challenge, en die mense wat saam met my bid, mense met wie ek my rou self kan wees en sê, weet jy wat, ek het dit en dit en dit gedoen. Ek het so droog gemaak. Vir my sê, weet jy wat, ek stem nie met jou saam, ek stem saam, jy het droog gemaak, of ja, ek stem nie met jou aksies saam nie, maar ek is hier saam met jou. Ons journey hierdie pad saam, en daar is geen judgment nie, daar is geen shame nie, maar daar is opbouende woorde, mense wat saam met jou bid, soos ek sê, saam met jou in die gees optree, en ek dank die Here vir daardie mense, wat my nederig hou, wat my gegrond hou, wat my aanmoedig, baie keer wanneer ek dit nodig het, en sê, well done, jy doen 'n goeie job, ja, en ek is dankbaar daarvoor julle, ek bid regtig vir ons elkeen, dat ons sulke mense kry, dat ons sulke mense gaan toelaat in ons lewe, soos ons die Heilige Gees moet kies in ons lewe, dat ons sulke mense toelaat in ons lewe, want nie almal van ons hou van teregwysing nie, ons moet altyd reg wees. Vir baie van ons is ons eie self, ek is my eie afgod vir baie van ons, want ek weet alles, ek kan alles self doen, ek het niemand nodig nie, ek weet alles, niemand kan my iets leer nie, dan het jy ook nie God nodig nie, maar ek sal op 'n later stadium 'n bietjie meer daarop ingaan, op die tipe afgode wat ons het, en die goed wat die Here aan my openbaar het, soos ek gesê het. En verder vra ek net, bid daaroor, bid dat die Here dit wys, bid dat die Here jou begin voorberei, dat jy vir hom kan vra, dat hy jou wys wat is jou afgode, en dat jy kan begin loskom, dat ons, nie julle nie, dat ons kan begin loskom van daardie goed, wat ons aan hierdie aarde bind, want ons wil niks van hierdie wêreld hê nie, julle. Ons wil loskom van hierdie plek. Wanneer die Here kom, dat ons gereed gaan wees met ons lampies wat vol olie is, dat ons nie net gou-gou, dat ons nie vinnig gou-gou moet dit gaan doen, of dit gaan doen, en nie reg is nie, jammer ek is besig om dit te doen, soos daai gelykenis in die Bybel, waar daar 'n banquet voorberei is, en hulle moes toe mense gaan haal op straat, want al die ander mense was te besig om hulle goed te beskerm, hulle aardse goedjies, en besig met hulle vriende, om hulle vriende te wys, om dit te doen en dat te doen, en met vakansie te gaan in Europa, of waar ook al, en ek noem net voorbeelde, dis glad nie 'n begeerte van my nie, my begeerte as 'n moeder is, om my kinders so groot te maak, om die Here te ken, in alles wat hulle doen, om hulle identiteit te kry by die Here, en daarop te fokus, en hulle aanvaarding te kry by die Jesus se voete, sodat hulle dit nie nodig het om in die wêreld te kry nie. En ja, dat hulle net sal loskom van die leuen van hierdie wêreld. Anyway, julle, be blessed, van my huis tot joune. Praat weer.